Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasyn nie. Dit doen nie skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ons is in Jesus Stories deel 86, en wat ons in hierdie reeks doen is, ons leer Jesus ken. Ons leer hom ken deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het, want sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Het hy self gesê, want hy was nie hier met sy eie agenda nie, hy was net hier om ons as mens voor te stel aan die Vader. Die Vader het hom gestuur, hy het gewilliglik gekom, sodat ons vandag met God in 'n verhouding kan wees. Dis hoekom Jesus hier was. En dan is ons hele lewe, vandat ons hom ontmoet, is 'n ontdekking van hoe heerlik hy is, hoe wonderlik hy is. Hy wil graag met jou in 'n verhouding wees, 'n intieme verhouding. Hy wil hê jy moet hom ken, en hy ken jou. Hy het klaar bewys dat hy wil in hierdie verhouding met jou wees, dat hy homself klaar neergelê het, vir enige verhouding om te bestaan, van die twee mense wat hulle self neerlê. Jesus het sy kant klaar neergelê. Dis nou ek en jy wat ons self neerlê en ons ontdek die heerlikheid van hierdie verhouding met die Here, wat vir ons moontlik gemaak is deur die Seun Jesus Christus. Terwyl ek hierdie gelees het en die hele volgende gedeelte in Matteus 6 verder lees, kan ek nie help as om te dink aan hierdie woordjie wat ons noem skynheiligheid nie. Skynheiligheid. Die woordjie skynheiligheid kom van die Engelse woord hypocrite af, wat van 'n antieke Griekse woord hypocritus afkom. Die woordjie skynheiligheid. En Hippokritus se sinoniem is akteur of verhoogspeler. Dis wat die mense dit noem. Dis 'n akteur, is iemand wat briljant 'n rol kan vertolk, maar op die ou end is dit nie regtig die persoon nie. Dis 'n akteur. Nou, ons het 'n baie negatiewe konnotasie in hierdie woord, maar dis eintlik net 'n woord wat iets beskryf het. En as iemand 'n goeie rol gespeel het, het jy vir hom gesê, hy is 'n goeie hypokritus. Jy het dit gesê, dit is 'n kompliment. Ek bedoel, ons vier vandag nog hierdie ding wat ons noem die Oscars, eenmal 'n jaar. En ons gee pryse vir mense, wat die beste kan voorgee om iets te wees wat hulle nie is nie. Dis wat ons dit noem. Die manier hoe ons kyk vandag na skynheiligheid is eintlik verskriklik vreemd. Ons verwar skynheiligheid met sonde. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik wat ek daarmee bedoel. As jy gaan kyk na die Barna groep, George Barna, ek weet nie wie van julle weet wie hy is nie, hy het 'n ding begin, die Barna groep, sy bediening is kerkstatistiek. Wel, hulle doen wêreldstatistiek ook, maar as jy dit wil gaan opsoek en gaan kyk waar dit gaan. In die laaste 30 jaar het die gesig van kerk baie verander. Kerke het leeggeloop, denominasies, kerke, hulle kyk wat se kontingent mans, vrouens en kinders is in kerke vandag, en wat is die statistiek, wat werk nie, en al daai goeders, hulle gee vir jou 'n klomp inligting, en hulle doen baie sosiale eksperimente ook in hierdie geval, waarvan ons ook al een gedoen het by die jeugsentrum by Herefield. So hulle vaar in die strate en dan vra hulle vir die mense, as jy die woordjie kerk hoor, waar dink jy? En ons het self hierdie eksperiment gedoen by Herefield, en ek het ook dit al vir mense gevra, en die meerderheid mense se antwoord, dis 'n plek vol skynheilige mense. My antwoord is altyd, is nie. Hier's plek vir nog. Want die is. Ek sê altyd vir mense, die perfekte kerk bestaan, ouens, totdat jy by hom aansluit. Dan is dit verby, want daar is nie iets soos 'n perfekte mens nie. 'n Klomp imperfekte mense maak nie 'n perfekte kerk nie. Ons verwar skynheiligheid met sonde. Hier sit 'n ou op 'n kerk in die Sondag en hy lig sy hande op en hy bid en hy gee en hy luister na die woord en hy sê dit het iets vir my beteken. Maandag vloek en skree hy reg hierdie week tot Sondag, hy skynheilig. Is jy seker jy het hom nie sopas gejudge nie? Het hy gesê hy's foutloos? Het hy voorgegee dat hy's perfek? Of is hy hier omdat hy hulp nodig het? Ons dink iemand is skynheilig as hy nie dieselfde ou is by die werk as wat by die kerk is nie. Wel, dis ons veroordeling. Jy is eers skynheilig wanneer jy voorgee dat jy is heilig, terwyl jy onheilig is.
is wanneer jy begin oneerlik is oor wie jy is. Wanneer jy begin oneerlik is met jouself en met die gemeenskap om jou. Wanneer jy besluit kognitief om 'n beeld uit te saai van jouself wat nie die waarheid is nie. Dis skynheiligheid. Ons moet verwag dat hierdie plek vol mense gaan wees wat ons irriteer. As jy vanoggend iemand gesien het waarmee jy nie lekker oor die weg kom nie en hy's hier, is jy nie bly nie. Hy's hier. Hy kan nie op 'n beter plek wees nie. Die Here kan dalk iets in hom doen. Vir een of ander rede het ons hierdie verskoning vandag wat in die kerke vol lê. So wat hoor jy as jy die woord kerk hoor? 'n Plek vol skynheiliges. Wel, dit vat een om een raak te sien. En ons is nog nie vol nie. Onthou dit. Ons is nog nie vol nie. So dis wat Jesus hierso aanspreek. Geen twee mense kom na die Here toe en hulle is presies op dieselfde spasie wanneer hulle kom in hulle lewe nie. Geen twee mense wat vandag hierso sit, is presies op dieselfde plek nou in hulle geestelike lewe met die Here nie. En ons het die vermetelheid om na mekaar te kyk en te dink, jy's verkeerd, omdat ek so dink, en ek so sê. Mens noem dit oordeel. As jy nie weet wat regtig in iemand se lewe aangaan nie. Ons almal het foute. Ons almal het die genade van die Here nodig, elke dag van ons lewe. Die opskrif van hierdie gedeelte wat ons vanoggend oor praat, is as julle armes help. Nou, ek het dit Woensdag aand in die woordskool ook gesê, daar was nie opskrifte vir die hoofstukke in die Bybel, soos ons dit vandag het in die oorspronklike Bybel wat geskryf is nie. Daar was ook nie verse en hoofstukke nie, vir die van julle wat nou geskok is. Niks van daai was in die Bybel nie. Ons het dit daar ingesit, om dit vir ons makliker verstaanbaar te maak. So die opskrif van hierdie gedeelte is, as julle die armes help. Onder andere gebruik Jesus 'n voorbeeld van as julle die armes help. Maar hy spreek 'n baie breër, groter konsep aan in hierdie gedeelte. So dit kan partykeer vir ons misleidend wees, en dink hierdie hele stukkie gaan net oor arme mense help. Dit gaan nie net daaroor nie. Dit gaan oor meer as dit. Oor heel wat meer is dit. Nou, ons is besig met Jesus se bergpredikasie. Matteus het al die belangrikste goed wat Jesus gesê het in sy tyd wat hy gepreek het hy alles in een preek gaan inskryf, Matteus 5, 6 en 7. En Jesus begin die bergpredikasie deur vir ons te verduidelik, hoe lyk 'n werklike geredde mens? Hoe lyk iemand wat werklik na die Here toe gekom het, wat weergebore is, wat nuut gemaak is met 'n begeerte vir God? Hy begin daarmee, en dan sê hy, omdat ons nou nuut gemaak is julle nou die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. En dan gaan hy aan, en dan sê hy vir hulle, die wêreld waarin julle is, het julle gehoor, dis hoe dit is, maar ek sê vir julle, dis hoe dit moet wees. En hy het 'n paar van daai voorbeelde gehoor, julle het dit gehoor, maar ek sê vir julle, dis hoe dit is. En wat Jesus se fokus was, is, dit gaan nie net oor die uiterlike nie. En hy het baie met die fariseërs en die skrifgeleerdes, die Joodse leiers gepraat. Hy gaan nog aan in hierdie gedeelte ook met hulle. Alles het net gegaan oor die buitekant, oor hoe ek myself in die buitekant laat uitsaai en wat mense van my dink. In die tussentyd is ek vals. In die tussentyd het ek nie 'n saak met my innerlike reinheid in my hart nie. En Jesus het dit aangespreek. Hy het gesê, buite en binne, alles is belangrik vir die Here. En dan gaan hy nou vanoggend aan in hierdie bergpredikasie. En hy's weer eens besig om skynheiligheid aan te spreek, want dit is 'n groot storie. Ons kan baie maklik vir onsself lieg. En ons kry dit baie maklik reg. Ek het dit laasweek gesê, om baie lief vir onsself te wees, in die tussentyd is ek my eie grootste vyand. Ons kry dit baie goed reg. Luister waarmee begin hy. Hy sê, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom, om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Julle godsdienstige pligte, waarvan praat Jesus as hy daarvan praat? Godsdienstige pligte is wat hy vir die Jode gegee het om te doen. Hulle moet gee, hulle moet bid en hulle moet vas. Jesus sê, moenie dit in die openbaar nakom nie. Nou dis nogal vreemd, want as jy net na Matteus 5 vers 16 toe gaan, het hy gesê, julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Hierso sê hy, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom nie. Jesus, maak jou mind op asseblief. Hierdie weerspreek mekaar, want dis hoe ons dit kan lees. As ons nie die verskil verstaan waarvan Jesus hier praat nie, dan gaan jy dink hy weerspreek homself. Een oomblik sê hy vir ons moet uitsaai, en die volgende oomblik sê hy, hou dit privaat. Hier's 'n baie groot verskil tussen die twee.
Waarvan Jesus praat in Matteus 5 vers 16, is die integriteit van jou nuwe karakter wat jy aangeleer het toe jy gered is. Dan kom jy met God in aanraking. Dan beleef jy sy genade in jou lewe, jy beleef sy vergifnis in jou lewe, jy beleef sy vriendelikheid in jou lewe, jy beleef sy geduld in jou lewe. Die Heilige Gees leer vir jou daai kwaliteite aan, die vrug van die Gees. Jy leer 'n nuwe karakter aan. Ek het laasweek vir julle verduidelik, 'n persoonlikheid word jy mee gebore, 'n karakter leer jy aan. So wanneer die Here jou red, leer jy 'n nuwe karakter aan. En Jesus sê, as jy dit aanleer, gaan jy dit uitleef. Almal gaan dit sien. Dis jou karakter. Mense gaan agterkom, jy het nou rede om kwaad te wees, maar jy's geduldig. Jy hoef nie vriendelik te wees nie, jy ken nie hierdie mense nie. Jy hoef nie soveel genade te bewys nie, jy hoef nie hierdie vergewensgesindheid te wees teenoor die mense rondom jou nie. Jy kan nie anders as jy regtig gered is nie, want die Here doen dit vir jou. Jy leer dit aan, dis die integriteit van jou nuwe karakter. En jy saai dit uit vir die wêreld. En dis waarvan Jesus gepraat het, hy gesê het, laat jou lig so voor mense skyn, dat hulle die goeie werke in julle sien, en julle Vader en die Here verheerlik. Met ander woorde, die hemelse Vader word verheerlik vir die werk wat hy in jou lewe gedoen het. Nou waarvan praat Jesus? Hy praat van godsdienstige pligte. Hy praat van wat hy vir jou gegee het vir jou persoonlike verhouding met hom. Daar's 'n massiewe verskil tussen die twee. Dit is baie eenvoudig. Jy kan dit met 'n huwelik vergelyk. As jy tyd maak vir jou vrou of jou man, en julle maak 'n date en julle kuier by mekaar, julle luister reg na mekaar, julle daag beide nederig op neergelê vir mekaar, om te hoor wat gaan in mekaar se harte aan, en alles te deel wat jy voel en ervaar, en jy voel ten volle aanvaar in daai oomblik. Dis wat ons noem emosionele intimiteit. Daai oomblik is net tussen jou en haar. Ons saai dit nie in die publiek uit om die braai nie. Party mense doen dit, vir een of ander rede. Jy saai daai nie in die publiek uit om die braai nie. Daai is 'n verhoudingsding wat gemaak is net vir jou verhouding. Dit emosionele intimiteit lei ook na fisiese intimiteit toe. Dis net tussen twee mense. As jy werklik 'n verhouding met die Here het, het jy sulke goed wat gebeur tussen jou en hom. Om spesifiek te wees, gee, gebed, Bybel lees, vas. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Dit het niks met jou karakter uit te waai nie. Dis 'n bevestiging van jy wat 'n begeerte het om God te ken, en jy maak daai persoonlike tyd vir jou en God. Dis nie vir die publiek daar nie. Dis vir jou en die Here. En dis waarvan Jesus praat as hy sê, moenie jou godsdienstige pligte, die goed wat jy doen, dat ek en jy in verhouding kan wees, moenie dit daar uitsaai vir die wêreld om te sien nie. Dis tussen my en jou. Hoekom gee jy? Want hy het vir jou gegee, wat jy nie verdien nie. Vrygewig, hy het sy lewe vir jou neergelê, hy het alles vir jou gegee. Hoekom bid jy? Want ek kommunikeer met hom, ek praat met hom oor my hart en my bekommernis, ek bid want my vertroue is in hom, ek het hom nodig om my te help en my te lei, en ek wil hom ken. Hoekom vas jy om afstand te doen van al my vleeslike begeertes? Alles wat ek wil hê, en te sê, Here, U is my nommer 1. Dis hoekom jy vas en bid. Want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Daar's geen beloning daarin as jy wat persoonlik is vir jou verhouding vir die openbare uitsaai nie. Daar's geen beloning in dit nie. Dit beteken daar's nie 'n intieme verhouding nie. Daar's geen beloning daarin om wat in jou binnekamer tussen jou en jou vrou te gebeur, om 'n braai te staan en te bespreek nie. Inteendeel, die teenoorgestelde gebeur. Verhouding word afgebreek. Hierdie laat dink my aan die storie van Kain en Abel. Kain en Abel het aan God geoffer. Kain het met groente, vrugte geboer, koring, en hy het sy beste van sy offer na die Here toe gebring om dit aan God te offer, en Abel het met lewende hawe geboer. En hy het sy offer gebring en hy het dit geslag. Ek het al gehoor, die mense teologies hierdie redenasie, ja maar, en toe offer hulle albei, laat ek net eers die storie klaar vertel, toe offer hulle albei, net Abel se offer was aan God aanneemlik. Kain se offer het God verwerp.
En nou het ek al hierdie teologiese siening gehoor van die mense sê, ja, maar Abel het laat bloed vloei. En 'n offer beteken net iets as daar bloed vloei. Dis 'n klomp nonsens. Dis nie die waarheid nie, want ons lees in Hebreërs, ek wil dit sommer vir julle lees, Hebreërs 11 vers 4, omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy 'n opregte man is. Vir God was sy offer aanneemlik, want hy het na God toe gekom, toe hy kom offer het. Dit was 'n persoonlike daad tussen hom en die Here. Het hy na die Here toe gekom, in volle afhanklikheid, sonder enige agenda. Here, ek gee, want U het vir my gegee. Ek is dankbaar vir wie, wat U in my lewe doen. Ek wil U verheerlik met alles wat ek doen. Ek ag U as my mees intiemste verhouding in my lewe. Ek kan nie sonder U leef nie. En Kain het gekom met bybedoelings. Kain het gekom met, hier moet iets in dit wees vir my. Ek moet ietsie kan uitkry. Daar's baie mense wat gee, as ek nie gee nie, ons is in kerk het dit geleer, nee, as ek nie gee nie, gaan die Here nie vir my gee nie. Party mense glo dit vas. Ek gee sodat die Here my kan seën en my kan beskerm. Dis hoe dit werk. Wat 'n bybedoeling gehad. Hy was nie in volle afhanklikheid voor die Here. Here, of dit nou goed gaan en of dit sleg gaan, my vertroue bly in U nie. Party mense gee want hulle glo, hulle is bygelowig. As ek gaan gee, gaan alles uitwerk soos ek wil hê dit moet. Hy het 'n bybedoeling gehad en sy offer was nooit aanneemlik vir die Here nie. Jesus gaan aan, hy sê, as jy byvoorbeeld, en dan gebruik hy die voorbeeld van arme mense. Hy sê, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpassy nie. Nou wat die fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen het, hulle was briljant daarmee om die beeld te diens wat hulle voorgehou het vir al die mense. Hulle het letterlik in die straat rondgeloop en die geldmuntstukke so te mekaar gevryf dat almal dit kon hoor, of die sakke geld so geskit as hulle in die straat rondgeloop het. En dan het hulle dit, as almal kyk, dan gee hulle die geld vir die arme mense. En dan dink jy mense, daai ou is, ek weet nie of ek ooit dit sal kan doen nie. Daai ou is 'n goeie ou. Daai ou doen so goed. Hulle het dit fisies so gedoen. Hulle het dit uitpasyn. Hier kom hulle nou, dan kom al die bedelaars se hartepille na jou toe, na hulle toe. Dan deel hulle geld uit. Hulle het dit aangekondig. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat. So Jesus het hulle hart geken. Want Jesus kyk deur ons het dit nou al hoeveel keer in Jesus stories gesien. Hy weet hoekom doen jy wat jy doen. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Nooit nie. Hy weet wat gaan in jou hart aan, hy weet wat jou intensie. Hy weet hoekom doen jy goed wat jy doen. In die eerste plek is gee bedoel vir my en jou persoonlik. Nou gaan jy, nou kondig jy aan, kyk hoe great is ek. Kyk hoe goed is my verhouding met die Here. Dit doen die skynheilige mense. Hulle gee voor wat hulle nie werklik is nie. Hulle het 'n bybedoeling, hulle het 'n agenda met hierdie sogenaamde heilige aktiwiteit. Dis 'n persoonlike heilige aktiwiteit tussen jou en die Here, en nou maak ons dit publiek, en hulle het 'n agenda daarmee. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat, hier's hulle agenda, mense met lof van hulle kan praat. Woe, jy's die beste, jy doen goed. Woe, jy's 'n goeie mens. Dis wat hulle soek. Ek soek die roem, ek soek die invloed, ek soek iemand wat vir my hou. Ek soek 'n aanvaarding, wat jy eintlik veronderstel is om by die Here te kry, of by hom te soek, want hy is eintlik die enigste een wat jou kan bevredig in dit. Want hulle vat hulle reg in eie hande. Ek gaan myself bevredig, met ander woorde. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg, sê Jesus. So wat is die beloning? Dis die handeklap, dis die prys van die mens. Met ander woorde, in plaas van om in 'n persoonlike verhouding, in jou persoonlike heilige aktiwiteite, God te verheerlik en vir hom te sê hoe belangrik hy vir jou in jou lewe is, gaan jy en jy vat dit na die publiek toe, dat almal dit kan sien, sodat mense vir jou kan hande klap. Jy vat God se heerlikheid met ander woorde.
Want jy voel, jy kom het toe, eerder as God. En dan kry jy beloning. Die probleem met hierdie beloning is, dit is werklik. Jy gaan iemand van status word, mense mag jy dalk in hulle koppe aanstel in 'n hoër posisie. Jy mag fisies dalk 'n hoër posisie kry, 'n groter, sterker leier word. Mense mag dalk na jou begin opkyk, jy mag dalk 'n groot klomp mense hê wat jou volg. Die probleem is, jou beloning is tydelik. En hy gaan saam met jou dood, dan is dit verby. Dan beteken daai beloning niks meer nie. Jy het jou beloning klaar weg. Jy het glad nie gegroei in jou intimiteit met God nie. Jy het nie gegroei in jou geloof met God nie. Jy het nie God verheerlik toe jy die geleentheid gehad het nie. Jy het iets gedoen wat net 'n tydelike waarde in jou lewe het. En dis al wat jy kry. Jy het jou beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Hierdie is 'n gesegde wat ons nie altyd lekker verstaan nie, want dit is nie meer in ons vandagse konteks so prominent nie, maar in die Bybelse tyd was jou regterhand altyd jou sterk hand. So jy sou tipies, jou regterhand was gesien as jou rein hand. Dis die hand waarmee jy die meeste van die werk elke dag gedoen het. Jou regterhand is wat vir jou voorsien het en jou beskerm het. Dis hoe mense hier na die regterhand gekyk het. So jy sou tipies met jou regterhand ook iets gegee het, want dan weet ons dit kom uit 'n goeie plek uit. Dit kom van 'n hardwerkende mens af met 'n werkende hand. Dis my rein hand. Want hy kan berge versit, sou hulle gedink het. En as Jesus sê, moenie laat jou regterhand weet wat jou regter, dan sê hy, indien dit moontlik is, kom ek verduidelik vir julle hoe ernstig is hierdie, dat dit wat vir jou persoonlike verhouding vir God bedoel is vir jou persoonlike verhouding. Indien dit moontlik is, moet jy kyk, dat jy dit kan doen met jou regterhand, sonder dat jou ander hand, wat ook in jou lyf vas is, dit agterkom. Dis hoe persoonlik dit veronderstel is om te wees. Sonder dat jou linkerhande sien. Dis vir my en jou bedoel vir die intimiteit van ons verhouding. Dit het niks met niemand uit te waai nie. Dis 'n bewys vir jou persoonlik, heel eerste, waar is jou verhouding met die Here? As jy vandag vir my sê, Hannes, ek en die Here het 'n verhouding, jy doen nie moeite om uit te vind wie hy is nie. Jy luister nie na iets nie, jy lees nie iets nie, jy kyk nie iets nie, jy woon niks by nie. Jy doen nie moeite om met hom te praat in gebed nie. Jy gee nie, nêrens ooit in jou lewe nie, soos hy vir jou gegee het nie. Dan hoop ek vanoggend jy bevraagteken hierdie patetiese verhouding wat jy dink jy het met die Here. Dit bestaan nie, jy lieg vir jouself. Daar's geen verhouding wat kan bestaan as daar nie twee mense is wat intieme oomblikke het nie. Jou huwelik is dalk vandag op die rots as gevolg daarvan dat daar nie intieme oomblikke tussen jou en jou man of jou en jou vrou is nie. Selfs met jou verhouding met jou kinders. Daar kan nie 'n verhouding bestaan as hierdie goed nie daar is nie. Dis onmoontlik. Hoekom moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie? Sodat jou goeie daad verborge kan bly. Sodat dit 'n intieme oomblik is. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wat is daai beloning? Wat is daai beloning waarvan die Vader daar praat? Nee, gaan eendag iets in die hemel kry, soos 'n huis met goue strate. Nee, dit het niks met fisiese besittings uit te waai nie. Wat is die beloning as jy die tyd maak in jou huwelik om by jou vrou en jou man te kuier? Wat gebeur met jou verhouding? Wat gebeur as ons gereeld mekaar se harte hoor en mekaar ken? Jy raak so naby aan mekaar. Die intimiteit van jou verhouding tel so op, dat jy so afhanklik daarvan raak, dat jy nooit sonder dit wil wees nie. Jy kan nie jou lewe eers imagine sonder hierdie mens nie. Wat dink jy gaan gebeur tussen jou en die Here? As dit die pad is wat jy elke dag volg. Hoe dink jy gaan jou verhouding met die Here begin groei, as jy elke dag leef om hom te verheerlik, en jy sien dit deur die godsdienstige pligte, soos hulle dit noem, of jou heilige oomblikke saam met die Here. Wat dink jy gaan gebeur met jou verhouding met die Here? Hy gaan vir jou meer werklik word. Jy gaan meer begin sien hoe leef hy elke dag deur jou, in jou. Jy gaan al hoe meer hom vertrou, of dit nou begin sleg gaan en of dit goed gaan, my vertroue is in die Here.
Jy gaan 'n ewigheidsbeloning ontvang van ek en God ken mekaar. Ons drink koffie saam. Ons doen die lewe saam. Ek kan nie sonder hom bestaan nie. Ek kan nie eens daaraan dink dat ek ooit sonder hom bestaan het nie. Ek wil dit nooit weer in my lewe hê nie. Dis die beloning wat jy gaan ontvang. Jy gaan 'n verhouding ontdek wat jy nie geweet het is moontlik nie. En nou praat ons van die Here van die heelal, die een wat jou geskaap het, die een wat jou beter ken as wat jy jouself ken. Wat weet hoeveel hare is op jou kop? Wat weet hoekom dink jy wat jy dink? Wat weet hoekom doen jy wat jy doen? Jy gaan die Here van die heelal ken. Is jou beloning. Wat leer Jesus ons vanoggend? Nommer 1. God begeer dat jy hom persoonlik sal ken. En dis hoekom hy vir die Jode godsdienstige pligte gegee het. Hulle het nie die doel agter die godsdienstige pligte verstaan nie. Onthou, Jesus het nog nie gesterf op 'n kruis toe hy hierdie godsdienstige pligte vir hulle gegee het nie. Maar dit was juist die doel van die oefening toe hy dit vir hulle gegee het, was om vir hulle te wys, julle kan nie uit julle eie krag uit by my uitkom nie, julle het 'n verlosser nodig. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. En Jesus bevestig net, dat na die kruis waar ons in verhouding met die Here kan staan, is godsdienstige pligte daar vir my en jou om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. En hy wil met jou 'n persoonlike verhouding hê. Hy wil jou intiem ken. Hy wil hê jy moet sy teenwoordigheid elke dag van jou lewe en sy krag elke dag van jou lewe in jou lewe beleef. Jy moet sien hoe hy beweeg in jou lewe. Hy begeer dit om saam met jou 'n persoonlike verhouding te hê. Hy sien alles wat ons doen. Die enigste persoon wat jy blaf as jy wegsteek oor hoekom jy doen wat jy doen, is jouself. Jy kan nie vir die Here iets wegsteek nie. Selfs dit wat jy in die donker hou en jou agenda, die rede hoekom jy sê wat jy sê, hoekom jy gee, hoekom jy jouself adverteer soos jy jouself adverteer, maak nie saak wat se beeld jy na buite toe uitsaai nie. Die enigste persoon vir wie jy lieg is jouself, as jy nie 100% jouself is nie. Want jy gaan nie vir God om die bos lei nie. Hy gaan dit weer sê, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy weet beter as ons wat ons nodig het. En die enigste manier vir ons om dit te ontdek, is om persoonlike tyd te maak vir hom, en persoonlike heilige oomblikke te koester en daaraan deel te neem. En laastens, persoonlike geestelike dissipline bevorder intimiteit. Intimiteit met God heel eerste. En is uit jou intimiteitsverhouding uit met die Here, hoe jy effektief in jou huwelik, jou man of jou vrou lief het. Dit gaan my verstand te bowe dat ons probeer om huwelik te doen sonder die Here. Hoe leer jy om jouself neer te lê vir iemand, as jy nie 'n voorbeeld volg nie? As jy nie soveel genade het met jou vrou soos wat hy met jou het nie. Soveel vergewensgesindheid met jou man hê as wat die Here met jou het nie. Hoe doen jy huwelik? Daar is nie 'n ander manier om dit te doen nie. Ek het dit hierdie week in die woordskool gesê, distansie bepaal intimiteit. Hoe verder jy van iemand af wegstaan, hoe kleiner is die intimiteit. Hoe nader jy aan iemand staan, hoe groter word die intimiteit. En die Here nooi jou om ongelooflik, so naby as wat jy kan te wees aan hom. Deur godsdienstige, heilige oomblikke in jou lewe. Of dit nou Bybellees is, en of dit bid is, en of dit vas is, of dit gee is, hy nooi jou. Hy wil graag so naby in jou wees, en soveel as wat jy bereid is om deel te neem, en in te sit en te gaan, ten spyte van hoe jy voel, of waar jy heiliglik emosioneel is, hoe groter gaan jou intimiteit met hom wees, hoe groter gaan jou beloning wees. En ek wil dit vanoggend vir elke huwelik ook sê. As jy op 'n moeilike plek is, dan is dit waar jy moet begin werk. Dis waar jy moet begin werk. Hoeveel persoonlike tyd is daar? Wat sit ons in? Maak ons die tyd? Koop ons dit uit of ons nou verskil of nie? Werk ons deur ons ongemaklikheid? Hoe nader jy is? Ek wil vir jou dieselfde sê van 'n geestelike gemeenskap. Vriende, vriendinne. As jy daar is, want hulle
is vir jou, hulle laat voel jou goed oor jouself, en dis hoekom jy daai vriende het. Dan is dit maar 'n vlak vriendskap. Dit bly vlak as dit net dit is. Hoe meer jy in dit inklim, en saam met daai ouens stiek, of dit nou hard is, of dit moeilik is, of hulle foute maak of nie, hoe groter groei daai gemeenskap, en hoe groter word daai intimiteit, hoe meer begrip het jy vir mekaar, hoe meer leer jy al hoe meer effektief om te vergewe, soos wat die Here jou vergewe. Maar jou verhoudings bly vlak as jy nie bereid is om jou hande vuil te maak nie. As jy nie bereid is om op te offer nie. 'n Verhouding vereis neerlê. Dis maklik om buite 'n kerk te staan en te kritiseer van buite af binne toe. Dis baie maklik. Dis die maklikste ding om te doen. Dis maklik om na stories te luister daarvan. Dis maklik om uit 'n maatskappy uit te trek en al die mense daar af te skryf en te sê dis korrup. Ek wil dit vanoggend duidelik sê, en dit is wat ons by die Here leer. Die Here leer ons hoe om werklik verhouding te bou. En dit begin by neerlê. Dit begin met ek gaan my hande moet vuil maak, of ek nou lus is of nie. En die heerlikheid daarvan en die diepte daarvan, van hierdie verhouding, gaan bepaal hoe gelukkig ek op die einde van die dag is. Dit red my nie. Jou Bybel lees red jou nie, jou bid red jou nie, jou gee red jou nie, die Here red jou, hy maak jou 'n nuwe mens, hy sit 'n begeerte in jou. Jou godsdienstige pligte is 'n bewys dat jy gered is. Dis wat jy doen. Die feit dat jy by jou vrou kuier, en dat jy net by haar kuier, is 'n bewys dat jy getroud is. Hy het jou klaar gered. Hou dit wat persoonlik is, tussen jou en die Here. En met ander woorde, dit beteken ook, as jy wil gee om gesien te word, hou dit in jou sak. Jy is besig om jou geld weg te gooi. Ek praat nie net van geld nie, ek praat van jou tyd, jou talente, alles. Jy is besig om dit net weg te gooi, en dit het tydelike waarde op die aardbol, maar dit het geen ewigheidswaarde nie. Maar as dit vir jou werklik gaan oor, dis wat die Here vir my doen, en dis hoekom ek dit doen, gaan jy die beloning daarvan beleef, en Jesus het dit beloof. Kom ons bid saam. Ons sê, onse Vader, ons gee al die eer en ons loof en ons prys U, dat ons by U kan leer. Heilige Gees, dat U met ons moeite maak, en nog steeds hierdie geduld met ons het, en ons lei elke dag van ons lewe. Here, ons gaan nie oor onsself nie, ons wil nie hê dit moet oor ons gaan nie, en so verkeerd trap ons in die slaggat. Here, help ons. Mag ons alles wat ons doen omdat ons met U in 'n verhouding reeds is, en omdat ons net U eer soek, en geen ander rede nie. Here, mag ons vertroue so sterk in U wees, dat ons verbaas sal wees oor wie U is, dat ons konstant asem weggeslaan sal staan oor U grootheid, oor U krag en U genade. Here, ons loof en ons prys U vir wie U is. Ons kan nie genoeg van U kry nie. Help ons, wil ek bid vanoggend, in ons verhouding met U, Heilige Gees. Help ons in ons verhoudings met ons mans en ons vrouens. Help ons in ons verhoudings met ons kinders. Here, gee ons die vermoë, die bonatuurlike vermoë en die ywer en die lus om verhouding aan te knoop met die mense by die kerk en by die werk en oral om ons. Here, ek wil bid soos Jesus gebid het in Johannes 17, dat ons mag een wees, soos wat U een is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag ons verhouding beleef soos wat U dit bedoel het om te wees. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.